Wanneer Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf oor hulpverlening, dan herinner hy hulle daaraan in 2 Korintiërs 9 vers 12 dat hierdie diens sal lei tot 'n oorvloed van baie uitinge van danksegging aan God. Dit is hoe dit in die Grieks staan en in 2020 so direk vertaal is. In die 83 vertaling staan: die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. In die boodskap lees dit so: weet julle, hierdie geldelike offers waarmee julle die gelowiges in Jerusalem dien, gaan nie net help om hulle armoede te verlig nie. Dit natuurlik ook, maar julle bydraes sal maak dat God regtig gedank word. Die Nuwe Testament praat van 'n stortvloed dankgebede. Paulus leer ons dat vrygewigheid nie net in mense se behoeftes voorsien nie, maar uitloop op lof aan God. Wanneer ons gee, raak ons deel van iemand anders se aanbidding. Jou offer verander iemand se storie en God kry die eer. Nou sê nou net vir my dat jy nie ook saamstem nie, dat dit mos nou 'n fantastiese dubbele uitkoms is. Iemand saai en gee vrygewig, die linkerhand weet nie eers wat die regterhand doen nie. Iemand anders ontvang die vrygewige saad en God kry al die eer en lof. Hy ontvang 'n stortvloed dankgebede. Sulke vrygewigheid trek natuurlik God se aandag, want dit is sy hart vir mense. In Johannes 12 vers 3 tot 8 lees ons hoe Jesus die vrou in Betanië geloof het wat haar duur nardesolie oor hom uitgegiet het. Ander het dit as vermorsing gesien, maar vir Jesus was dit aanbidding. Gee is altyd heilig wanneer dit uit liefde kom. Ons vrygewigheid maak die evangelie sigbaar. Jakobus herinner ons in hoofstuk 2 vers 17, geloof sonder dade is dood. Johannes skryf ook in sy eerste brief in hoofstuk 3 vers 18, dat liefde nooit net lippetaal mag wees nie. Wanneer ons gee, wys ons die wêreld dat God leef. Elke daad van gee is 'n halleluja wat iemand anders uitspreek. In Hebreërs 13 vers 16 het ons 'n week of 2 gelede gelees: moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want aan sulke offers het God 'n behaag. Elke geskenk, elke gebed, elke klein bydra word 'n offer van lof. Vra saam met my vandag vir die Here om ons elkeen te gebruik om vrygewig te saai, sodat sy naam daardeur verheerlik mag word. En onthou, as jy op 'n slag die ontvanger van iemand anders se vrygewigheid is, om God te loof, sommer met 'n stortvloed dankgebede. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons deel gemaak het van U familie, van U liggaam, van U kerk. En dankie dat ons kan weet, U leer ons dat ons geloof met dade gepaard moet gaan, dat ons liefde meer as lippetaal moet wees. Help elkeen van ons om vrygewig te wees en dankie vir die voorreg om 'n bydrae te mag lewer sodat U 'n stortvloed dankgebede kan ontvang. Ons wil U ook loof en dank Here vir elke keer wanneer iemand in ons lewens saai. Ons prys U daarvoor. Amen.